Goeiemôre liewe vriende. Ons is besig met die gebedsweek en dit is 'n heerlike voorreg om vanoggend by julle te kuier, maar miskien loer jy eers later na die boodskap wat deurgekom het. Soos julle gehoor het, is ons gesels in die gebedsweek met julle onder die tema van Tetelestai. Dit is volbring. Dit was een van Jesus se kruiswoorde. Ek dink dit was die kortste een. In Grieks net die enkel woord. Ek glo nie Jesus het Grieks gepraat aan die kruis nie, maar nietemin ons lees die teks in Grieks, Tetelestai, in Afrikaans dit is volbring. Vanoggend wil ek met julle gesels oor 'n gedagte van vrye toegang. Ek kan onthou as laerskoolseentjie het ons altyd met die karavaan aan die strand vakansie gehou oor Desembers en ek was nou die kleintjie in die huis. Toe my boetie en sussie nou al in hoërskool was, kon hulle gaan sokkie. En dit was vir my baie sleg dat ek nie toegang gehad het om saam te kon gaan en hierdie pret wat hulle gehad het met almal kon deel nie. Laat my partykeer dink aan Amerikaanse flieks waar die jong mense so in 'n ry staan om by 'n nagklub in te kom en dan nou 'n groot partytjie by te hou en dan staan daar by die deur so groot Russian gangster en hy het so 'n kabel of 'n koord wat hy so vashaak en sê nee, jy kan ingaan en jy kan nie ingaan nie. Ek wil die gedagte van dit is volbring koppel aan die Here se hart dat ek en jy met hom sal wandel, die Here se hart dat ek en jy 'n intieme verhouding met hom sal hê. Maar sonde het daai toegang wat ons gehad het, daai moontlikheid om met hom te wandel, vir ons kom ontneem, dit kom roof by ons. So kom ek kom met die begin. Nou volg nou my gedagtelyn, Genesis 3 vers, waar is ons? Genesis 3 vers 24. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs, cherubim in die Engels, gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Nou hierdie beeld word herhaal as ons kyk na Eksodus 26 vers 31 en dit gaan oor die inrigting van die tabernakel as ek reg onthou. Vers 31 sê jy moet 'n voorhangsel maak. Nou dit is daai gordyn tussen die heilige deel en die allerheilige deel. Jy moet 'n voorhangsel maak van pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn dubbeldraad linne met gerubs daarop wat met die kundigheid van 'n vakman. So hierdie gerubs was embroidered op 'n manier op die voorhangsel wat dan nou gekeer het dat ek as dat mens in God se heilige teenwoordigheid kon kom. Dan spring ek na Markus toe. Markus 15 vers 38. 37 sê Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. Nou ek dink ek nie vreeslik al groot teologie gemaak van hierdie koneksie tussen die gerubs wat die Here laat woon het by die tuin van Eden met die flikkerende swaard, dat ons nie meer toegang het tot sy teenwoordigheid nie meer kan wandel met hom in die paradys nie, want dis die definisie van wandel met die Here. Selfs later die beeld wat herhaal is in die tabernakel en ook in die tempel, met op die voorhangsel, asof die gerubs nog steeds die boom van die lewe skerm, ons vuil voete in sy heilige teenwoordigheid afskerm.
En dan is dit vir my so treffend, dat op die moment dat Christus sterf, ek wil amper sê die as al ons sondes op hom gelaai het, daai flikkerende swaard, hom deurboor, dit sy lewe kos, dat ek en jy toegang kan hê weer tot die paradys, dat ek en jy weer die moontlikheid het om met die Here God te wandel, in sy teenwoordigheid te kom. En op daai moment toe Christus sterf, toe skeur die voorhangsel. Dit is 'n grootse beeld. Die voorhangsel met daai gerubs op, met die flikkerende swaard, wat ons wegskerm van die Here se teenwoordigheid, skeur tussendeur, en die Here roep voor daai uitblaas van sy dit is nou volbring. Daai skeiding is nie meer daar nie. Die pad wat oopgemaak word deur sy liggaam, dit is nou moontlik. Asof sy liggaam amper soos die gordyn ook in die middel deur geskeur is. En nou het ek en jy deur sy bloed, het ek en jy, en deur sy naam, het ek en jy toegang tot die Vader. So ek sluit my oordenking saam met julle af met Romeine 5. Nou, ek lees in die 83 vertaling, die 2020 vertaling, maar jy moet eintlik die 83 vertaling ook gaan lees, waar daar eintlik 'n klomp woorde is wat begin met die lettertjie V. Nou, so let gou op. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is. Vorige vertaling sê vrysgespreek is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang, 83 sê vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. En dan sê hulle nog verdrukking en volharding ook sien. Maar hierdie vrye toegang, deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry. Toegang, access. Geliefdes, so ek wil vanmôre saam met jou in hierdie gebedsweek, hierdie voorreg om in Christus, deur sy bloed, hierdie voorreg te hê om vrye toegang te hê tot ons Abba Vader. Die barrier van ons sonde is weggeneem. Daarom hierdie ernstige kritiese vraag, is jy in Christus? Is jy skoon gewas in sy bloed? Daardie swaard kan ook beteken my en jou se sterf. Het ek en jy saam met Christus aan die kruis gesterf. Dit is alleen hoe ek en jy toegang kan kry, want ons Abba Vader, ja, dis 'n intieme verhouding, maar hy bly steeds heilig. So mag ek en jy in gebed inkeer, voor hom kom en seker maak dat ek en jy onder die naam en die bloed van Christus is. Wil jy nie hierdie week geniet, hierdie vrye toegang wat Christus vir ons losgekoop het? Seën vir jou. Totsiens.